a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Goeiedag en hartlik welkom by Alles Uniek. My naam is Henriette en dit is lekker om weer op hierdie Woensdag saam met jou te kuier. Ek en jy en Jessica van der Walt van Spirit Life School. En Jessica gaan hierdie week aan in haar reeks oor die soene van God. En hierdie week gesels sy met ons oor soen die seun. En dit is vreeslik lekker om op 'n ander manier te begin verstaan wat God bedoel wanneer hy met ons praat oor sy woord. Sy woord is nie net 'n woord nie, maar sy woord is verhouding bou. Sy woord is lewe. Sy woord is herstel. Hy is die woord. En dit is so belangrik dat ons sal verstaan hoe belangrik die woord van God is, dat ons dit nie net sal sien as maar net ons lees die Bybel nie, maar dat die woord op ons harte geskryf sal word, dat die woord deel sal word van wie ons is, van alles wat ons is, en dat ons sal besef ook, God het ons nie net geskep met woord nie, maar hy hou ons ook in die lewe, aan die lewe, siel, gees en liggaam met woord. Mag hierdie week vir jou ook vir jou nuwe betekenis wees rondom die woord van God, en mag jy ook opnuut onthou hoe belangrik God jou ag en dat sy woord oor jou reeds gespreek is en dat hy nooit teruggaan op sy woord nie. Wees geseënd. Ons gesels weer volgende week. Mooi bly. Hi, ek is Jessica van der Walt van Spirit Life School. In die Bybel is daar verwysings van hoe ons God kan soen. Die eerste verwysing wat ek raak lees is in Psalm 2 vers 12. Ek lees dit graag vir jou. Dit sê hier: soen die seun, sodat hy nie toornig word nie, en jy op die pad omkom nie, want sy toorn ontvlam gou, maar daar is vreugde vir almal wat by hom skuil. Nou, as jy dink aan iemand met wie jy in verhouding is dit baie maklik om hierdie persoon te soen. So die heel eerste vereiste is werklik om in 'n verhouding te wees met Jesus. En hierdie teksvers hier is juis wat Dawid vir sy manskappe, ek dink dit was sy manskappe wat hy vir hulle gesê het, soen die seun, sodat hy nie sal toornig word nie. Draai jou na hom toe, maak 'n alliance met hom, kom in eenheid met hom, sodat hy nie toornig word nie, want sy toorn sal vinnig weer afkom, wanneer jy saam met hom 'n pad stap. En dit is wat die Bybel vir ons leer, is dat ons in 'n verhouding met Jesus moet wees, sodat sy toorn nie oor ons sal wees nie. Die ander gedeelte in die Bybel wat ek gelees het, was hier in Lukas, wat ek gou vir jou hier lees. Lukas 7. Dan sê hulle hier: 'n sekere vrou van losse sedes het gehoor dat Jesus daar is, en sy het 'n alabasterfles met dierolie geneem en na hom toe gebring. Sy het by hom gaan kniel, by sy voete, en sy het gehuil. Haar trane het op sy voete geval, en sy het dit met haar hare afgevee. Toe sy by sy voete sit, het sy daar gebly, en sy het dit bly soen, en aromatiese olie daaraan gesmeer. Hierdie is so 'n mooi plek waar iemand so met die soene na Jesus kom, met 'n desperaatheid na hom toe kom en net sê, laat ek net die seun soen. Laat ek die seun soen sodat sy toorn oor my sal kan weggaan, sodat ek ook sy vriendin kan word, sodat ek ook 'n volgeling van hom kan word. En hierdie vrou het later, ek dink sy is een van hulle wat saam met Jesus, een van die vrouens wat saam met hulle geloop het, daar's 2 Marias wat genoem word, wat Jesus se voete gewas het en gesoen het, en ek dink hierdie is een van hulle.
Maar hier is so 'n mooi voorbeeld daarvan, hoe sy gekom het en sy het Jesus se voete gesoen uit desperaatheid. En ek het een dag tydens 'n aanbidding in die kerk, het ek gestaan en ek het die volgende beeld gesien, en ek het gesien hoe ek, wanneer ek worship, dat dit soos hartjies uit my mond uitkom, en dit was soos, jy weet, om swinkies te blaas, as ek het so kan sê. Dit was een van my beelde oor die soene, hoe ek swinkies blaas na die Here toe, na Jesus toe, in aanbidding. My aanbidding is so swinkies wat ek na hom toe blaas. En so het ek weer daai swinkies ook terug ontvang, wat hy gekom het en hy het my gesoen. Ek het julle vertel hoe hy my so op my gesig net gesoen het. So, vaders soen hulle dogters, broers en susters soen mekaar, en geliefdes soen mekaar, hulle soen mekaar. Jy weet, ek wil nie hier met 'n perverse beeld hier inkry nie, maar daar is soene tussen mens en God moontlik. God soen ons met sy liefdesoene, met sy soene van wat woorde is, soos ons in Hooglied 5 vers 16 gelees het, sy soene wat woorde is. En ons soen God ook met ons woorde. Ons soen hom met ons gebede, watter gebed dit ook al is, of dit 'n gebed is van vergifnis, om vergifnis te vra, of dit 'n gebed is om hom te aanbid, of dit 'n gebed is om vir hom te vertel hoe wonderlik hy is, en hoe lief jy hom het. Ons soen God met ons gebede. Ons soen God wanneer ons nederig voor hom is. Ons soen God wanneer ons desperaat vir hom is, wanneer ons op die plek kom en ons besef net dat ons het hom meer nodig as enigiets anders in ons lewens, is dit 'n vorm daarvan om by sy voete neer te val en hom te soen. En Jesus nooi jou vandag, die Here nooi jou vandag en sê, kom soen my, kom val by my voete neer, kom bring jou trane, was my voete en soen my voete sonder ophou. Hier sê die Bybel, en sy het by hom gebly en sy het nie opgehou om hom te soen nie. Daar's nie iets afronteerbaars daarin nie. Wanneer jy nou weer bid, maak jou oë toe, en ek gaan nou vir ons bid, maak jou oë toe, en sien hoe jou woorde na God toe, so soene is wat jy na hom toe blaas. Ek hoop hierdie woord seën jou soos wat dit vir my geseën het, toe ek die eerste keer daai prinsip ontvang het van die Here, daai revelation gekry het. Psalm 2 vers 12, toe ek dit die eerste keer lees, soen die seun, was dit vir my soos, van wie praat hulle hier? En hier was dit, soen die seun, jy kan God soen. Kom ek bid vir ons. Vader, baie dankie dat U ons vandag nooi na 'n nader verhouding met U. 'n Verhouding waarin daar soene uitgedeel word. Dis nie sommer net so verbyloop verhouding nie. Dis 'n soen verhouding. 'n Verhouding waar ons ineengehak is, waar ons vriende word, waar ons vriend en vriendin is, waar ons vriend en vriend is, papa en kind is. 'n Verhouding waar daar, soos op aarde, tussen daai mense soene uitgedeel word. Vader, dankie dat U ons soen met U woorde. Dankie dat ons bewus kan wees van U woorde en U soene. En vandag wil ons kom, en ons wil soos hierdie vrou, wat by U voete gekniel het en nie opgehou het om U te soen nie, uit 'n plek van desperaatheid en liefde, 'n totale oorgawe aan U, wil ons ook kom en ons wil U kom soen. Ons wil U naam kom groot maak en ons blaas ons soene na U toe. Ons wil ons verneder voor U, ons wil ons kom klein maak voor U, en ons wil net met ons liefdeswoorde na U toe kom en sê, ons soen U, ons is lief vir U, ons het U nodig, U is alles vir ons. Dankie my Vader vir U liefde en U soene in ons lewens. Amen. You're the light unto